Hierdie gedeelte van ballistiek hanteer ons aspekte soos die faktore wat ons in ag neem, wanneer ons besluit waarom 'n geweer te zero, watter afstand ons die geweer gaan zero, en ons gaan ook bespreek hoe die helling, met ander woorde opdraande of 'n afdraande skoot, jou skoot gaan beïnvloed. Ons gaan ook kortliks bespreek die metodes wat jy mee kan kompenseer, en daarvoor is daar basies twee. Eerstens, jy kan of afstel vir die afstand, of tweedens, jy kan afmik, en dan in die tweede geval waar jy afmik, kan dit met of sonder 'n ballistiese kruisdraad gedoen word. Wanneer ons daai kritieke besluit moet neem, waar ons die geweer gaan zero, is daar effektief twee faktore wat belangrik is. In die eerste instansie, dit is die traject van jou geweer. Daar is 'n sekere rede hoekom ons redelike platskietgewere selekteer wanneer ons 'n geweer kies om jaggeweerskietkompetisies of veldskietkompetisies mee deel te neem. So as jy nou het die traject van jou geweer, die grootte van jou teiken, dan kan jy die sogenaamde point blank range uitwerk, en wanneer jy die point blank range uitwerk, bepaal dit op watter afstand jy jou geweer moet zero. As ons kyk na die point blank range van 'n tipiese 308, dan sit jy in die situasie, en ons vergelyk dit met 'n 8 duim of 'n 200 mm gong, dan sit ons in die situasie waar as jy die 308 op 250 meter instel, dan beteken dit dat die hoogste deel van jou traject voor die 250 meter merkie ongeveer 100 mm is, met ander woorde 4 duim, en dis hier rolweg rondom 170 meter. Dan breek jou koel deur op die 250, maar op 300 meter is jou koel dan alweer 4 duim of 100 mm laag. So jy sit met die situasie, jou point blank range met die 250 zero is jy kan hom nou enige plek toepas, van 100 meter regdeur tot op 300 meter. Maar die is 50 meter kort. As ons na daai 50 meter strek na 350 meter skoot toe, dan gaan jy bokant die gong moet begin uitmik. En dit raak so ver dat daai extra 50 meter na 350 toe, gaan jy 'n volle gonghoogte moet opmik. Verstaan julle dat wanneer jy 'n zero afstand kies, is dit dalk 'n beter idee om 'n 300 te kies vir die 308, wat jou dan effens bo kan die gong gaan plaas, maar as jy net onder die gong mik op 150, dan is jy in die middel van die gong, en dan wanneer jy by 350 kom, moet jy net bo kan die rand van die gong mik, wat jy ook dan in die gong gaan plaas. 'n 2-4-3 aan die ander kant is beter vir veldskiet doeleindes, want sy point blank range op 'n 8 duim gong is toevallig baie naby aan 300 meter. As jy op 300 meter instel, sal jy merk dat op 150, 175, 200 meter daai area is jy plus minus 4.1 duim hoog, met ander woorde dalk net uit die gong uit. So as jy dan nou net op daai afstande op die onderkant van die gong mik, dan tref jy die middel van die gong op baie naby. Dan sit jy in die situasie waar as jy op 350 skiet, is jy 4 duim laag, 4.2 duim laag, en dan beteken dit net jy moet op die kop van die gong mik. Enige iets tussenin, as jy in die middel van die gong sou mik, sou jy die gong raak geskiet het. Point blank, die afstand wat jy zero, word dus bepaal deur die grootte van jou teiken, sowel as die traject van jou kaliber. Wanneer dit by kompensasiemetodes uitkom, het ons gesê, daar is basies twee rolweg. Dit is in die eerste plek, is jou stel. Stel se voordele is die volgende. Stel is baie meer presies. Met ander woorde, as jy 'n 100 meter zero het, jy het jou ballistiese tabelle, jy skat dat daai bok staan op 250 meter en jy stel vir die 250 meter. As jy uitgeskat het met 10 meter die kant toe, 10 meter daai kant toe, is jy nog steeds binne in daai middel 30 tel area van byvoorbeeld die blesbok wat ons vir julle hierby wys. Deur te stel, sit jy ook in 'n situasie waar afstande verder as die sogenaamde point blank range van jou kaliber baie akkuraat hanteer kan word. Aan die ander kant het jy dan nou die nadele van om te stel. Dit vat tyd om te stel. En onthou, in jaggeweerkompetisies werk ons teen tyd. As jy voor die tyd kan stel, met ander woorde vir 'n afstand wat jy nou klaar geskat het, dan is dit reg. Maar
wanneer jy byvoorbeeld gedurende die skiet te maak het met afstande, verskillende afstande, met soos die gong skietsituasie waar jy 5 verskillende teikens op 5 verskillende afstande het, dan raak dit baie stadig om te stel en gebruik dit jou tyd om 'n korrekte skoot af te trek. In hierdie geval sou ek eerder aanbeveel dat 'n middelmatige afstand, 'n zero afstand gebruik word en jy dan kompenseer. Die tweede metode om te kompenseer vir die val van jou koel is om af te mik. Met ander woorde, hier gebruik jy 'n standaard zero, soos wat ons flissies met die gong situasie verduidelik het. En die voordeel van om af te mik, dis baie vinniger. Maar die nadeel dis nie presies nie. So hou dit in ag. Die tweede afmik metode, as ek dit dan so kan stel, is om 'n BDC, sogenaamde BDC of ballistiese kruisdraad te gebruik. Die voordeel van hierdie is net so vinnig soos afmik met 'n gewone kruisdraad. Behalwe, jy het afmikmerkies wat jy kan gebruik op die langer afstande. So, jy haal die nadeel van afmik, die presisie uit, en jy maak dit baie meer presies deur van 'n ballistiese kruisdraad gebruik te maak. Definitief iets om te oorweeg wanneer jy 'n teleskoop kies vir veldskietdoeleindes. Die praktiese metode om af te mik met 'n sogenaamde ballistiese of BDC kruisdraad, kan ek in die volgende situasie vir jou illustreer. As jy kyk na 'n 200 mm gong en jy kyk na die tipiese ballistiese kruisdraad soos Vortex se ballistiese kruisdraad wat ons hier illustreer, dan sal jy sien dat my kruis is 100 meter, reg? My die eerste merkie onder die kruis is geskik vir rondom 200 meter. Die derde merkie is met ander woorde vir my 243 ongeveer 'n 330 meter zero. Gee 'n paar meter hiernatoe of daarnatoe. Wanneer ek hierdie kruisdraad gebruik, is daar 4 afstande wat vir my kritiek is. Ek wil weet, is hy onder 200 of rondom 200? Is hy 250? Is hy 300 of is hy verder as 300? Ek moet sê dan maar 350 omdat dit prakties die langste afstand is. Wanneer ons hierdie kruisdraad gebruik ons die eerste kruisie onder die merkie onder die kruis vir alle gonge in die plus minus 150 na 200 meter zero toe. Selfs al sit ek hierdie kruisie in die middel van die gong, sal ek minder as 2 duim hoog wees wanneer die gong 150 meter weg is. Ek gebruik daai kruisie ook vir 225 deur effens hoog te mik. En as jy nou baie presies wil gewees het in die 150 situasie, dan mik jy net halfpad tussen die middel en die onderkant van die gong met daai kruisie en dit sou presies uitgewerk het. 250 gaan ek dan nou gebruik deur die volgende kruisie, die 330 kruisie en my 200 kruisie eenvoudig die gong te bracket. Met ander woorde, ek sit die gong presies tussen hierdie twee merkies, vir enigiets 250 na 270 toe. So ek vra myself, rondom 250, dan gebruik ek halfpad tussen die twee. Die volgende kritieke afstand, soos ek gesê het, is 300 meter. Al wat ek dan doen is die tweede kruis onder die merkie onder die kruis, het ons gesê is my 330 of baie naby aan 330. Daai kruisie kan ek nou net 6 uur op die gong sit, wanneer ek skat dat die gong rondom 300 meter is. Wanneer ek skat dat die gong ernstig tussen 300 en 350 is, gebruik ek daai merkie in die middel, en wanneer ek skat dat die gong op 350 is, dan vat ek daai merkie en ek sit hom net halfpad tussen die middel en die bokant van die gong, om my dan 'n 350 zero te gee in die middel van die gong. 'n BDC kruisdraad werk regtig baie akkuraat, veral vir gongskiete. Die volgende aspek wat ons moet hanteer, is wat doen jy wanneer jy met 'n helling te maak het? Met ander woorde, jy skiet van 'n koppie af in die vlakte in, of jy skiet van die vlakte af op na 'n gong wat teen die koppie geplaas is. Kom ons kyk na die grafiese situasie. Wanneer daar teen hellings geskiet word, is daar 'n redelike groot mystiek rondom hierdie aspek. En die rede daarvoor is, ek het baie mense hoor sê, as jy opdraande skiet, gaan jy laag skiet, as jy afdraande skiet, gaan jy hoog skiet. Die realiteit is, dat ongeag of jy opdraande skiet van die vlakte af na bopunt van 'n koppie, en of jy van bo af afskiet na die vlakte toe, die effek is presies dieselfde. En wat is die effek? As ons na hierdie praktiese situasie kyk,
kom ons sê hierdie stel 'n presies horisontale lyn voor. Daai is met ander woorde die reguit lyn tussen die geweer en die teiken. En in die aard van die saak is daar 'n derde sy aan hierdie driehoek en dis die een wat die verskil tussen die twee voorgee. Nou, as jy na hierdie situasie kyk, die langste been op hierdie driehoek is daai een, van die geweer tot by die teiken. Die kortste is uit die aard van die tweede langste been is hierdie onderste een. En ongeag of jy afdraande skiet en of jy opdraande skiet, hierdie afstand is die afstand waarvoor jy moet kompenseer. En daar is 'n praktiese metode om dit ook te doen. Daar is 'n wiskundige metode om uit te werk wat hierdie afstand is. Want sou jy die afstand skat van daar tot daar, of selfs wanneer jy in die jagveld is en jy het jou afstandmeter en jy kry die presiese afstand tussen die teiken en waar jy is, het jy nog steeds hierdie afstand nodig, want dis die afstand waarvoor jy moet kompenseer. Nou, dan gebruik jy 'n faktor. Die faktor is soos volg. Afhangend van die helling, dis wat bepaal wat die faktor is. Julle sal verstaan dat wanneer 'n mens presies reguit op of reguit afskiet, gaan jy glad nie vir hoogte moet kompenseer nie, want daar's gravitasie het 'n zero impak op selfs 'n reguit opwaartse skoot. Wanneer jy egter hoe meer daai helling kom, dan moet jy begin kompenseer hiervoor. Right, nou die volgende faktore bepaal hoeveel jy moet kompenseer. En jy kan die afstand, as dit bekend is, kom ons sê dit is 'n 300 meter, dan kan jy daai gebruik en dit met die faktor maal om die praktiese afstand waarvoor jy moet afmik of moet voorstel uit te werk. Ek gee vir julle die volgende. Die praktiese situasie is, indien ons 'n 300 meter, teiken het 'n 300 meter weg is, kyk ons na die faktor wat ons vir julle gegee het, en gestel hierdie hoek, daardie hoek, is 25 grade. Dan sit jy in die situasie waar jy 300 meter maal met die faktor langs 25 grade is 0.91. So 300 maal met 0.91 gee dan vir jou die afstand waarvoor jy moet kompenseer. Dit gee vir ons 'n afstand van 273 meter. Met ander woorde, ons mik vir 273 meter, al is daai gong of daai teiken prakties 300 meter ver. 'n Hulpmiddel wat baie handig te pas kom, wanneer jy moet uitwerk wat die helling is, waarteen jy af of opdraande skiet, is die sogenaamde Mildad Master. Nou, ons gaan vir julle 'n ballistiese kaart publiseer, wat julle kan lamineer en voltooi vir jou spesifieke geweer, wat die helling gaan bepaal, soortgelyk aan hierdie kaartjie, maar gaan vir julle demonstreer werk. Die belangrikheid hiervan, mense, is die volgende. Ek skiet op baie kompetisies saam met skuts, en sonder uitsondering is skuts geneig om die helling totaal te oorskat. Meeste keer sê hulle vir jou dis 40 grade of 30 grade, dan is dit skaars 15 grade. Hierdie is 'n baie maklike manier om daai helling te bepaal. Kom ek wys vir julle. Wanneer jy na daai kaartjie wat ons vir julle gaan publiseer kyk, gaan hy 'n punt hê wat sê pivot. Wanneer jy 'n lyntjie, 'n gaatjie daar pons en 'n lyntjie vasmaak met 'n gewiggie soos hierdie aan, dan kan jy eenvoudig wanneer jy opwaarts skiet, mik al op die bokant van die kaart langs na die teiken toe waarna jy skiet. Jy knyp die gewiggie vas en jy kyk eenvoudig wat is die grade. Nou, soos julle kan sien, daai lyk al klaar redelik erg, maar dis skaars 20 grade. Wanneer jy afdraande skiet, dan gebruik jy die kaartjie net ander kant toe om. Met ander woorde, die pivot naaste aan jou, jy mik teen die kaartjie af na die teiken, jy knyp jou lyntjie vas en jy kan sien onmiddellik hoeveel grade jy voor moet kompenseer. Dan kan jy, soos wat ons reeds geïllustreer het, kan jy daai tabelle met die faktore gebruik, en wanneer jy met ander woorde jou afstand na die gong toe skat is 300, en jy bepaal dat die helling 30 grade is, kan jy jou tabelletjie gebruik wat ook op daai kaartjie gaan wees wat ons vir julle gaan publiseer,
om jou afstand uit te werk waarvoor jy moet skiet. En dan gebruik jy jou ballistiese tabel wat jy voltooi het, reg rondom langs hom gaan jy dan 'n idee kry van wat die afstand is, en vir die afstand wat jy dan uitgewerk het, die hoeveelheid wat jy moet stel of afmik, wat jy ook al die tegniek wat jy ook al verkies, kan jy dan so gebruik. Dit bring ons aan die einde van hierdie tweede video oor ballistiek wat gaan oor koelval. Ek hoop julle verstaan al hierdie konsepte nou beter en dat julle dit beter en effektief kan toepas in die veld. Ek druk op julle hart. Wanneer julle by 'n kompetisie kom en selfs wanneer julle jag, wapenveiligheid begin by jou. Wees asseblief veilig. Tot weer.